Kom ons bid saam. Heilige Gees, Here, waar ons nou die skrif uit gaan lees, is ons diep bewus van ons afhanklikheid, dat U die skrif vir ons oopbreek, dat U dit vir ons openbaar, want daarsonder sal ons dit nie verstaan nie. Here, ons bid ook dat U sal help dat die dinge wat ons oordink vandag, wat ons gaan gesels, dat dit sal wortel skiet in ons harte waar nodig. En dat ons dit sal gaan uitleef, Here, tot eer van U naam. Mag U spreek, Here, in ons as die huis is en luister. In Jesus naam pleit ons dit. Amen. Nou gemeente, voordat ek vir julle Psalm 1 lees, wil ek net vir julle so kort inleiding gee, dat ons lewe in die lig van die koninkryk is ons tema vir die jaar, en ek wil dit hierdie jaar baie prakties maak. Soos byvoorbeeld, hierdie eerste 2 maande het ons baie gesels oor gebed, die asemhaling van die koninkryk, en ons gaan nou 'n bietjie aanbeweeg na meer praktiese dinge toe, soos byvoorbeeld, wat is die impak daarvan, om te lewe in die lig van die koninkryk in jou huwelik? Hoe lyk dit in jou werksplek? Hoe lyk dit in jou menseverhoudings, ensovoorts. So, as jy nog vra het oor die gebede, is jy baie welkom om my te kontak, jy is baie welkom, en ek dink ons sal later in die jaar weer dit optel, maar ek dink dit is tyd dat ons net so 'n bietjie aanbeweeg. En vanmôre gaan spesifiek oor die feit dat almal van ons in hierdie kerkgebou hinker in die lewe na 'n lewe van stabiliteit. Ons hinker na 'n lewe van vreugde en vrede, 'n lewe wat sin maak. Die dinge wat jy doen, het wel waarde en betekenis, is nie net vir somme nie. Stem julle saam? Ons hinker daarna. Ons soek 'n lewe van rigting. En julle sal nou hoor, die Psalm gaan ons inlei deur te sê, dit gaan goed met die mens. Doetjie. En dan gee dit vir my en vir jou 'n bepaalde riglyn, om te sê, daar is nie 6 maniere hoe jy die lewe kan aanpak nie, daar's nie 5 maniere hoe jy hom kan aanpak nie, daar's net 2 rigtings, daar's 2 paaie wat jy loop, en ek wil julle net inlei, onthou wat die Here Jesus Christus gesê het, daar's die smal weë en die breë pad, dis net dit, daar is nie 'n ander afdraaipaadjie nie. En ek wil hê julle moet net bietjie gaan dink, dit is hoe ons die lewe benader, wanneer ons uit die kerkgebou uitgaan en in die lewe ingaan, en ons dink oor ons huwelik, en dink oor ons werksplek, ensovoorts, dat daar is 2 paaie. En dit gaan goed met die mens wat die Here dien en vrees en die Here gehoorsaam, teenoor die goddeloses, die pad van die goddeloses. En daarom vra ek vanmôre die vraag vir julle. Julle moet my nie vanmôre verkeerd verstaan nie. Ons praat oor 'n verbondsverhouding, ons praat oor 'n huwelik, ons praat nie vanmôre oor jy moet meer doen nie, of jy moet hierdie dinge beter gehoorsaam, of jy moet hierdie boksies beter tik nie. Dis nie die punt vanmôre nie. Die punt is, aan wie behoort jou hart? Dis die punt. Aan wie behoort jou hart? Dit gaan nie oor wie gaan kerk toe en wie gaan nie kerk toe, wie gee offergawe, wie gee, dis nie die punt nie. Dis dieper as dit. Aan wie behoort my in jou hart? Ons loyaliteit. Wie het my liefde? Wie het my liefde? So kom ons lees saam. Aan wie behoort ons harte? Psalm 1 vers 1. Sê dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, en nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is soos skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang, net tot sover. Nou, broers en susters, wat ek hier wil hê moet raak sien, is 'n patroon. En dis net so 'n inleiding, maar ek wil net hê julle moet 'n bietjie daaroor gaan dink, dat die Psalm begin deur te sê, gelukkig is die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie, en nie op die pad van die sondaar staan nie, of saam met hulle op pad heen gaan nie, want waar eindig dit volgens die Psalm? Dit eindig by die feit dat jy sitplek kry. Dat jy sitplek kry, jy leen jou ore uit, dan begin jy meer en meer tyd saam met mense spandeer wat nie die wil van die Here doen nie, en op die einde van die dag word dit jou identiteit. En dit is wat ek wil hê julle moet onthou as ons praat oor sonde. Sonde gaan nie net oor gedrag nie. As jy dink aan 'n wiskundesom, wat ek nie baie van gehou het op skool nie, is die gedrag aan die ander kant van die is gelyk aan.
Dis dalk wat sigbaar raak, dis dalk wat mense sien, maar in jou hart intern gebeur daar eers 'n klomp goed voordat jy die gedrag uitoefen. Maak dit vir sin? So die gedagte gaan daaroor dat ek en jy onsself moet afvra en net herinner dat sonde en bekering en wedergeborenheid, hierdie dinge is identiteitstaal. Dis wie ek en jy is en wie ek en jy geword het. So sonde bly nie net by die gedrag nie, dit word wie ek en jy is naderhand. En kom ons wees gou eerlik, nê? Ek weet in die kerk hou ons daarvan om vroom te wees, maar waaraan meet ons baie keer mense se identiteit? As iemand baie jok, wat sal ons hulle noem? As iemand uitvind jy kuier by hulle, wat sal jou geliefdes vir jou sê? Jy moet oppas. Daai persoon is 'n leienaar. Nee? My ouma het altyd, en sy het so 'n tong in die kies, my ouma het altyd as ek by 'n meisie gaan kuier, dan vra sy vir my, wat is die meisie se van? En as ek nou haar van sê, dan sê sy, my kind, daai mense was perdediewe in die tyd van die Anglo-Boereoorlog. En as ek sê, okay ouma, ja, julle hoor wat ek vir julle probeer sê. So die idee is gedrag vorm later identiteit. Jy's 'n leienaar, die Bybel praat so, dronkaard, oneerlik, ensovoorts, ensovoorts. So moet jouself nie mislei deur te dink sonde is maar bloot 'n foutjie nie. Dis dieper as dit en dit saai baie meer verwoesting as wat ek en jy soms eerlik is om te erken. En dit is wat teen die Here my en jou wil beskerm. Dit gaan nie daaroor dat die Here my en jou wil blus nie, dit gaan nie daaroor dat hy jou vreugde wil steel nie. Inteendeel, die Here gee vir my en vir jou grense, want grense gee sekuriteit. En binne in daai grense kan jy jouself uitleef met passie en oorgawe en jy kan die lewe geniet, dit wat die Here vir jou geskenk het. Maar wanneer jy jou ore uitleen, die raad van goddeloses volg, saam met hulle op pad gaan, later 'n sitplek by hulle kry, dan word jou identiteit iets anders. Hoor dit vanmôre. So, dit begin by idees, beïnvloeding, gewoontes wat jy later aanleer, en dan, hier is die gevaarpunt, want ek wil hê julle moet mooi gaan teruggrou op YouTube, waar ons gepraat het oor wedergeborenheid. Wanneer jy wedergebore word, broer en suster, is die eerste ding wat ek en jy moet onthou, is jou gewete word aangewakker. Met ander woorde, jou hartsbegeertes is nou anders. Jy begeer nie meer die dinge van die ou lewe nie, jy begeer nie meer die dinge wat die Here aanstootlik vind nie, of wat hy haat nie, inteendeel, jy begeer die dinge wat die Here se hart bly maak. Begeertes is anders, jy het nuwe begeertes. En wanneer jy genoeg tyd saam met mense spandeer wat nie die Here voor oë het nie, dan begin jou begeertes weer verander. Maak dit vir julle sin? Dan begin jy weer hinker na goed waarna toe jy nie moet hinker nie. Begin hinker na goed wat jy nie moet doen. Stadig word dit wie jy is. En Psalm 1 waarsku vir my en vir jou net vanmôre, wees asseblief versigtig met wie jy jou omring, want daai gesegde is nog steeds waar, meng jou met die semels, en dan vreet die varke jou op. Dit het nie verval nie. Dit het nie verval nie. En ek wil net ietsie sê oor hierdie woorde wat gebruik word, soos ligsinnigheid byvoorbeeld. Beteken dit jy mag nooit 'n grappie maak nie. Of jy mag nie omring met mense wat grappies maak nie. Dis nie wat dit beteken nie. Ligsinnigheid beteken dis mense wat rebellie het teen God se woord. Hulle is ligsinnig daaroor en hulle maak 'n bespotting van God en sy opdragte. So is 'n baie spesifieke vorm van ligsinnigheid. So 'n goeie sin vir humor glo ek kom van die Here af. Maar wanneer dit weer verdraai word om dan te begin spot oor dit wat vir God welbehaaglik is, dit wat vir hom aanneemlik is, dit wat vir hom goed is, dan sit jy met 'n probleem. En jy moet jou nie omring met sulke mense nie, sê die Bybel. Want hulle gaan jou beïnvloed. Nou, hoe harmoniseer ons dit met die oproep wat ons vanoggend gesing het, dat ek en jy moet uitreik na mense toe? Maar mense sal baie keer terugpraat en sê, ja, maar ons moet tog, Jesus het saam met sondaars geëet en saam met sondaars gekuier en al daai klas van goed, en ek is tog maar op die einde van die dag ook eintlik 'n sondaar. En al wat dit vir my openbaar, broer en suster, dat ons verstaan nog nie lekker heeltemal wat wedergeborenheid beteken nie. Wedergeborenheid beteken, jou begeertes is anders. Jou gewete is aangewakker, die Heilige Gees lewe nou in jou, so jy dink anders oor die lewe, jy benader dit anders. Teenoor iemand wie se gewete toegeskroei is nog. Wat eintlik aardse dinge begeer. En dis waaraan hulle tyd en hulle energie en alles instoot, dis in aardse dinge, so status en welvaart ensovoorts, dit alleen. En hoe ek daarby uitkom, dit maak nie saak nie. Ek sal mense vertrap, ek sal mense indoen, en jy kan die blank invul. Want dis waar dit vir my gaan.
Wedergeborenheid beteken nie, ja, ek en jy struikel nog en ons maak foute, maar my aard is nie meer om sonde te doen nie. Ek haat dit. Haat dit. Hoor julle die verskil? Ek haat dit. Dit los 'n slegte smaak in my mond. Ek wil bitter graag by die Here wees en vir hom sê ek is bitter jammer, so gou as wat ek kan, want ek hou nie daarvan nie. Teenoor iemand wat daarvan hou. Hulle like dit om in die modder rond te rol, dis vir hulle lekker. En hulle sien nie 'n probleem daarmee nie, hulle is ligsinnig. Hoor julle wat die woord beteken? En ons moet versigtig wees dan, om te dink as jy uitreik na mense toe wat nog nie bekeer is nie, en wat 'n ander invalshoek het as jy, 'n ander ingesteldheid as jy, dat jy nie beïnvloedbaar is nie. Jesus was volkome God. Jesus het nie 'n sondige aard gehad nie, nul, geen. Hy was daarom nie so vatbaar soos ek en jy vir die sonde nie. Daarom is daar vir my en vir jou grense, al is jy wedergebore. Moet jy slim wees, wys wees. Nie net dink jy is untouchable nie, soos die Engelsman sal sê nie. Jy kan struikel. Jy kan struikel. Kom ons gaan verder. Hierdie teks praat oor twee paaie, die pad van loyaliteit en rebellie. En ek wil net hier met julle gesels oor die sondeval. Dat baie keer dink ons die sondeval is half arme jy, want Adam en Eva het gesondig en jy word nou uiteindelik daardeur beïnvloed en dit is nie eintlik jou skuld nie. Dis iets wat jy geërf het. En jy weet hoe voel jy oor goed wat jy geërf het waarvan jy nie hou nie. Nou sit ek met hierdie. En dit is 'n verkeerde ingesteldheid, want die sondeval gaan nie oor 'n val in die sin van ons struikel nie. Dit gaan oor opstandigheid, rebellie. God sê maak so, jy sê ek sal nie. Ek sal nie. Ek weet beter, ek het ander insigte, ek gaan doen wat ek wil doen. Dis rebellie. Teenoor loyaliteit. Teenoor loyaliteit. So loyaliteit aan God beteken om sy pad te volg en die beginsels van die Bybel te aanvaar en in gebed en aanbidding te volhard. Want dit lei tot geestelike groei en vrede in jou gemoed. Ouers, julle wat hier teenwoordig is, oumas en oupas, hoekom stel jy vir jou kinders grense? Is dit omdat jy hulle vreugde wil steel? Is dit omdat jy hulle wil blus? Nee, dis omdat jy hulle wil beskerm. Jy wil hulle beskerm, want jy's lief vir hulle. Jy gee om vir hulle. Dis hoekom ons grense het, dis hoekom die Here grense het. Dis verhoudingsgeoriënteerd, want die Here het die beste vir jou in gedagte, al voel jy nie so nie. Al sien jy dit nie noodwendig nou raak nie. Hy het jou beste belange op jou hart. Hy het jou beste belange. Daarom loyaliteit. Rebellie teen God sluit die verwerping van sy wil en leiding in, wat lei tot geestelike afstand, innerlike onrus en uiteindelik isolasie van die bron van waar jy lewe. Wat het die Here gesê gaan gebeur as jy van die boom eet van kennis oor goed en kwaad? Julle gaan sekerlik, julle kan saam sekerlik sterf. Want dit bring afstand tussen jou en die bron van lewe, God. En as jy jouself distansieer van die bron van lewe, is die logiese gevolg, jy gaan sterf. Jy gaan sterf. En dit is uit rebellie uit. So daar's twee paaie, daar's 'n pad van loyaliteit en 'n pad van rebellie. En in 'n skool ek verlede Sondag vir julle gevra het, in 'n kerkkultuur milieu waar ons baie van ons in hierdie kerkgebou Christendom geërf het, is ons baie keer in die middel. Ons het loyaliteit soms, maar ons het net so bietjie rebellie ook soms. En dis hoekom ek die vraag vir julle vra, het ons regtig al dit ons eie gemaak om ons harte oriënteer volgens die dinge van die Here? Want jy het dit geërf. Die werklike probleem is nie swakheid nie. Dit is ontrouheid. Ontrouheid. Dis nie swakheid nie, ontrouheid. Alright, daai het ek nou net vir julle verduidelik. So die grootste probleem van die mens is ontrouheid. So hier wil ek net vir julle vat na Hosea toe asseblief, as julle gou vir my soontoe kan blaai. Hosea 11. Alright, so net so 'n bietjie agtergrond. Hosea is een van my gunsteling boeke in die Bybel. So 'n vreemde boek. Die Here gee vir die profeet Hosea die opdrag om met 'n prostituut te trou en wat buite-egtelike kinders het, en dan elke keer wat hulle dan kinders het, dan gee die Here vir hierdie kinders vreemde name, soos kind wat ek nie liefhet nie, een wat ontrou is ensovoorts. En die idee agter dit is om vir Israel te wys en vir my en vir jou te wys hoe die Here voel oor ontrouheid. En dat hy hierdie verhouding tussen ons regtig baie ernstig opneem. En dan vat dit julle terug na die 10 gebooie toe, waar hy sê, naas my mag julle geen ander gode hê nie, want ek is 'n watse tipe God? Jaloerse God, nê? Ek is 'n jaloerse God. Nou, broers en susters, julle wat in verhoudings is jy jaloers op 'n gesonde manier oor jou eggenoot? Sal ek daarvan hou as ek my vrou iewers sien by Mug and Bean saam met 'n ander man? Nee. Maak dit my
inherent sleg as ek jaloers is oor my vrou, in daai konteks. Nee, daar's 'n gesonde vorm daarvan. Ek soek trouheid. Jy trou beloof voor God in gemeente. God het trou beloof in sy verbonde. As jy dink aan die reënboog, as jy dink aan die 10 gebooie, jy dink aan nagmaal, jy dink aan die doop. Dit is alles tekens van hierdie beloftes wat God vir my en vir jou gee het, soos 'n trouring wat my herinner aan wie ek behoort vir die res van my lewe as die Here wil. Julle hoor wat ek vir julle probeer sê. So die grootste probleem gaan nie oor swakheid of wat ons foute maak nie, dit gaan oor ontrouheid. Ons leen ons ore uit en ons gedagtes uit vir ander dinge wat ons dan begin beïnvloed. So hoor gou wat sê in Hosea 11. Die Here is aan die woord en dan sê hy, toe Israel nog 'n kind was, het ek hom al lief gehad en ek het hom my seun uit Egipte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer vir afgodsbeelde offers gebring. En dan gaan dit nou oor die reaksie van die Here daarop. En hoor nou vers 8, as die Here praat nou oor sy geliefdes en dan vers 8 kom hy om te sê, maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim, en hoe kan ek jou laat vaar, Israel, hoe kan ek jou vernietig soos Adma met jou maak, soos met Seboim? Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. Nou gemeente, is dit hoe ek en jy dink oor God se liefde? Vir ons, as sy kerk, dat sy liefde vir my en vir jou brand. Nou hier kom 'n bepaalde teenstrydigheid as ons nie versigtig is nie, want aan die een kant is God heilig en God is regverdig en ek en jy het gesondig en die loon van die sonde is die dood. Maar aan die ander kant kry jy hierdie gedagte dat God is heilig in sy liefde. Daarom wil hy graag met my en jou versoen, want dis waarvoor ek en jy geskep is. En nou sit hy met hierdie tammeletjie, ek is regverdig, ek moet die sonde straf, maar ek is ook so lief vir hulle, hoe kan ek hulle laat gaan? Ek het 'n verbond gesluit met hulle om te sê, ek gaan saam met julle 'n pad loop, ek beloof om vir jou God te wees, vir jou en jou nageslag. En wat doen God dan? Hy word mens. En hy sterf in ons plek. As 'n simbool van sy geregtigheid, die sonde word gestraf, en sy opregte brandende liefde. Ek vat die straf in jou plek. Kan julle sien hoe bring hy die harmonie? En ek en jy wat dit ontvang, word nou nuut gemaak. Nou is die vraag, aan wie behoort my en jou loyaliteit? Aan wie behoort ons loyaliteit? My liefde brand te sterk, vers 9, ek sal my gloeiende toren bedwing, en ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God en nie 'n mens nie. Ek is die heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Hulle sal die Here volg, en hy sal brul soos 'n leeu, en wanneer hy brul, sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Vol ontzag sal hulle soos voëls uit Egipte vlieg, en soos duwe uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here. Kan julle hoor wanneer dit vir my en vir jou voel in ons lewe, ons is uit mekaar gespat, dinge val uit mekaar uit, ensovoorts, dat die belofte van die Here is om jou terug te bring, om jou te beskerm. So, julle moet nou nie voorspoedsteologie hier hoor nie. Die idee is nie vanmôre dat daar nêrens in my en jou lewe swaar kry sal wees, of dat ons nooit trauma gaan beleef, of dat ek nooit 'n teleurstelling gaan ervaar nie. Dit is ek en jy gewaarborg, want ons bly in 'n gebroke wêreld. Maar wat die Here vir my en vir jou vanmôre wil kom sê, broer en suster, is dat ek is by jou te midde van. Ek dra jou wanneer jy nie self kan nie. Ek gee jou nuwe krag. Ek laat jou sweef op arensvlerke, want ek sal jou nie los nie. Dis sy belofte. Mag julle dit hoor vanmôre. Mag julle dit hoor vanmôre. Hosea 11, my volk volhard in afvalligheid. Met ander woorde, ek wil net hier vir julle dit net opsom. Rebellie het in Israel 'n anker geraak. Dit word gevestig. En dis presies wat Psalm 1 vir my en vir jou wys. Raad, ons gaan op die pad saam, ons kry sitplek. En die Bybel sê daarom die grootste probleem is nie dat ek en jy swak is nie, maar dat die mens voortdurend op soek is na ander konings wat oor hulle harte heers. Geld, status, ek meen you name it, wat oor ons harte heers. En ek wil dit net hierso vat na belydenisaflegging toe, vir die kinders wat by ons belydenis aflê hierdie jaar. Hoekom is dit so, dat wanneer die kerk byvoorbeeld vir 'n jong persoon sê, nie nou nie, jy kan nie nou belydenis van geloof aflê nie, is ouers woedend. In 'n klein dorpie gaan dit oor status, nê? Want jy voel in die verleentheid, dat jou kind nou nie nou belydenis van geloof aflê nie, die kerk sê dalk nee, en dit lyk sleg op jou. En dan reageer ons.
kerk is liefdeloos? Hoe kan die kerk iemand se hart veroordeel, ensovoorts, ensovoorts. Ek wil net u vanmôre laat asemhaal. Die kerk sê nooit vir iemand nee nie, maar ons sê wel soms vir mense nie nou nie, want jy is dalk nie reg om 'n verbond te sluit vir God en gemeente nie. En die kerk wat dit eintlik vir jou kom sê is 'n liefdesdaad. Dis nie wat hulle kwaadwillig is teenoor jou nie. Want wat is vir ons belangrik as kerkraad byvoorbeeld, broer en suster, is die integriteit van daardie geleentheid. Weet jy by hoeveel belydenisafleggingsgeleenthede was ek al? Waar 'n kind belydenis van geloof aflê en dan hoor jy die murmuring in die gemeente. Hoe laat die kerk daai kind belydenis van geloof aflê? Hoe gebeur dit? Want ons ken mekaar. Stem julle saam? Dis baie eerlik vanoggend. Maar dis wat dit gebeur. Dis nie die kerk wat kwaadwillig is nie. En julle moet dit asseblief onthou, want dit gaan oor loyaliteit teenoor God. En as ons voel ons moet eerder jou nog begelei, dan gaan ons dit vir jou sê. Maar ons moet versigtig wees dat status hierdie afgod raak, wat nie bedreig mag word nie. Jy moet dit dan onder Christus kom plaas en sê, ek verstaan, en ek stap 'n pad saam met die kerk. Julle hoor, nie alles wat die kerk doen is verkeerd nie. Net soos nie alles wat die kerk doen reg is altyd nie. Gaan twee kante toe. So ons moet versigtig wees oor wie ons konings is. Nou wil ek julle vat na Puritein toe, wat geskryf het oor heiligheid, hierdie gedagte van loyaliteit, en hiermee wil ek afsluit. Hy skryf in daai boek wat ek verlede Sondag vir julle opgehou het, voor die troon van genade, dat heiligheid beteken 'n hart wat afgesonder is vir God. En dan vat hy dit verder om te sê, iemand wat 'n gedeelde hart het in gebed, iemand wat 'n gedeelde hart het in hulle navolgingskap, is eintlik nie heilig nie, wat bietjie skerp is. Maar die idee vanmôre vir ons as 'n gemeente, julle wat reeds op bekering gekom het, julle wat soos voorheen die aardse dinge doodgemaak het, en nou doen ons introspeksie. Om te sê, het ek dalk al my ore uitgeleen, dis al wat vanoggend is. Want as jy getrou is aan God, broer en suster, dan vra die Here vir alles van jou. Jou liefde, jou verwondering, jou vertroue. Dis wat God eis. Want jy sê, ek is lief vir hom. Julle onthou met julle belydenisaflegging, is vir jou gevra voor die kansel, bely die Here Jesus Christus as jou verlosser en saligmaker, en dat jy hom opreg lief het. Dit word vir jou gevra. Het jy hom lief? Is hy jou grootste liefde, jou eerste liefde? Of het ek 'n gedeelde hart, geld, status, ander dinge, wat ek najaag? Dis die vraag vanoggend. En ek wil net hê ons moet 'n bietjie introspeksie doen, want ons moet heilig lewe voor God. My hart behoort aan hom, en niks is niemand anders nie. Nou, om dit alles saam te vat, wil ek julle net herinner, as ons die vraag vra, wie is dan nou hierdie heilige persoon, wie kan die mas opkom, is die realiteit niemand van ons nie. Nie een van ons is die regverdige persoon van Psalm 1 nie, maar Jesus is. Jesus is iemand wat nie na die raad van goddeloses geluister het nie. Jesus is een wat nie saam met hulle op reis gegaan het nie, en nie toegelaat het dat sonde vesting kry in sy hart nie, wortel skiet in sy hart nie. Hy is die regverdige. Want ek en jy besef, wanneer ons hierdie psalms lees, of later Psalm 2 of so, en wat vra, wie kan na die berg van die Here toe opgaan, net hy met 'n regverdige hart, dan besef ek en jy, ek kan nie dit doen op my eie meriete nie, ek het 'n regverdige nodig. En in Christus is dit vervul. Hosea 11 is interessant, in die Nuwe Testament is Christus die seun van Egipte. Christus is daardie seun. Hy is die vervulling van die Ou Testament, broer en suster. So 'n regverdige persoon is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat voeding en groei ontvang. En hierdie beeld simboliseer die geestelike vrugte wat voortkom uit 'n hegte verhouding met God. En hiermee laaste gedagte. Julle sal onthou ons het gepraat oor die gelykenis van die onkruid en die koring. En toe sê die gelykenis, Jesus Christus vir my en vir jou, jy kan nie die twee plantjies van mekaar uitken soos hulle opgroei nie. Wanneer kan jy hulle uitken? Wanneer hulle vrugte dra. Jy kan dit nie ontsnap nie, broer en suster. As jy aardse vrugte dra, dan beteken dit die wêreld het nog jou hart. As jy goddelike vrug dra, dan beteken dit jy is wedergebore. Want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is. Here, ons dink baie keer dat hierdie beeld van 'n trouseremonie van 'n bruid en 'n bruidegom is Nuwe Testamentaal, maar dis nog altyd u hart. Ons sien dit in Hosea, ons sien dit van die skepping af, Here, dat u ons gemaak het om in verhouding met u te staan. En ons het rebellie in ons hart. Ons is een voet hier en 'n ander voet in die wêreld, en
Ek wil regtig bid dat ons as 'n gemeente introspeksie doen. Elke individu, elke ma en pa, ouma en oupa, broer en suster. Dat ons nie sal toelaat dat die wêreld ons harte steel nie. Maar dat ons as 'n gemeente gesamentlik sal sê, U is ons grootste liefde. U is my bron van vreugde, my beskutting. En niks anders het my hart nie. Ek staan met verwondering voor U. En dankie dat U vir ons die trouseremonie gee hier op aarde, waar ons kan terugkyk na hoe dit ook moet voel. Wanneer jy jou bruid vir die eerste keer sien uit 'n man se perspektief en jou mond hang oop oor hoe mooi sy is. En sy gaan trou aan jou beloof. Wat 'n wonderlike voorreg. Here, mag ons 'n gemeente wees wat erns maak met ons lojaliteit. En dat ons nie ontrou is aan U nie. 'n Gemeente wat getrou sal wees om die verbondseise wat op ons gestel is na te kom tot eer van U naam. Mag ons soos 'n boom wees wat geplant is by waterstrome, sodat wanneer droogte tye kom, ons nie sal uitdroog nie, maar sal volhard. Help ons in dit. Help ons in ons strewe om heilig te lewe voor U soos U van ons verwag. In Jesus naam. Amen.